Hallo julle, ons gaan hierdie week bietjie kyk na die elemente daar buite. En waarmee ek daar bedoel is nou maar die natuurelemente. Ek wil net baie dankie sê vir hom Tenis. Maar net wat bietjie vir my daar touwys gemaak het en gesê dis iets wat hy nogal dink ons moet oor praat. Mense ja, so kom ons begin daar en ons kyk gou na die elemente daar buite. So, eerstens ons sit nou goed op pad winter toe. Die eerste ryp was al op die grond. Ons staan op maandag die 26ste Mei. Wat beteken, jy weet, dis die laaste maand van herfs. So van volgende maand af, jy weet, dit is 4 dae weg, of 5 dae weg. Jy weet, dan betree ons die winter. So hier's 'n paar eenvoudige wenke wat ek net aan die mense wil oordra. So, kom ons sê jy het nou opgeëindig waar jy nou onttrek het. Jy het nou in 'n veiliger gebied, jy het nou jou tent opgeslaan. Jy het nou een van hierdie seiltentjies wat jy by Makro kry of waar ook al. Jy slaan hom op in die elemente en jy is redelik okay. So nou eindig jy op, jy weet, jy praat nou maar uit my ondervinding uit. Ons het so 'n klein 4-man tentjie, wat ons nie baie gebruik nie, maar hy is wel effektief. Jy weet, hy het so 'n seiltjie wat jy oor die tentjie gooi, wat hom nou al waterdig maak as 'n mens dit so kan stel. So nou het jy maar 'n bietjie ryp ensovoorts. Jou slaapsak wat jy het, sorg maar dat hy ten minste onder 'n paar grade gaan. So miskien 'n -2 slaapsak is dalk die beste. Jy weet, dan sit jy nie met 'n probleem wat jy noodwendig die koue gaan vir jou dit ongemaklik maak nie. Maar hier is nou die ding wat ek wil hê julle moet altyd in gedagte hou. So Junie is jy okay, Julie is jy okay. Augustus, hier sit ons nou met 'n ander probleem. Nou kom die winde. Nou, uit persoonlike ondervinding kan ek vir julle sê, die sterkste wind wat jy nog ervaar het in die stad, kom nie naby wat jy kry op die vlaktes van Suid-Afrika nie. Ek kan jou 'n brief gee daarvoor. En dis maar ondervinding. So, daai tentjie, as ek nou by myself moet dink, en ek moet hom nou ergens gaan opslaan, en die Augustuswinde kom, dink ek al wat oor gaan bly van daai tentjie is dalk die balkies, as hulle nie dalk saam wegwaai nie. So mense, ons sal moet, of die ding wat ek wil oordra aan julle, wat julle baie hard en duidelik sal na moet kyk, is by die scenario wat vir ons voorlê, is kwaliteit maar beter as 'n goedkoop dingetjie. Maar dit nou wel bygesê, hou in gedagte as jy net 'n klein tentjie kan bekostig, dan is dit wat dit is. Jy het daarom nog gewoonlik behoort jy daarom jou voertuig ook te hê, so in sulke scenario's kan jy altyd nog in jou voertuig gaan wegkruip as dit moet. So mense, hou dit maar in gedagte, jy weet die elemente daar buite is rof. Jy weet, as ons nou weer kyk na die somers, hierdie somer wat verby is, kan ek nou vir jou sê, kyk jy, het was nou 'n warm ene, nie vreeslik baie reën gekry in die somer nie, eers die laat somer, begin herfs, oordentlike reën gehad, maar dit is baie warm, jy weet, mense slaan op 'n stadium, hier by die 40, 42 grade, en is 'n droë hitte, dis nie, weer 'n keer as jy in die stad groot geword het, of jy bly in 'n stad, is die humiditeit gewoonlik maar 'n bietjie hoër as wat jy sal kry op oop land, of jy weet die oop oppervlakte van Suid-Afrika. So, dis 'n droë hitte. Hy is regtig 'n situasie van, jy gaan sit in die koelte, en jy sit doodstil, want jy beweeg, dan wil jy vrek. Mense, dis nie oordryf nie, dis realiteite.
Hierdie somer wat verby is, byvoorbeeld hier by ons, het ons in 'n situasie gesit waar ons in die oggende opgestaan het, jy het gewerk tot so 10 uur toe, dan het jy ingekom huis toe, en die vroegste wat jy eers weer kon uitgaan is 3 uur die middag. En dit is net hitte. Jy sit in 'n situasie waar jy omtrent wil uitpaas, ontwater, sonsteek, jy kan kies watter een, of al drie tergelyk. So dit is belangrik dat jy moet verstaan daai elemente van die natuur, hoe groot rol dit eintlik speel. Jy weet, ons het oor die jare vreeslik gemaklik geraak om in huise te bly en nie noodwendig buite te wees en in die natuur te wees nie. As ek nou dink, jy weet, ons het ook klomp jare in Pretoria gebly, en een van die goeders wat, ek dink toe my oudste so 2-3 jaar was daar so 'n park waartoe jy die kinders kon vat, en dan is jy nou soort van in die stad, in die natuur, dan is daar nou 'n paar eentjies en bokkies en skapies en sulke goedjies. Jy weet, nou is dit jou daaglikse lewe. So jy is buite in die elemente, en dit is anderste. Jy kan nie, as jy nie gewoond is daaraan nie, dit gaan maar rof wees. So, weer 'n keer, maak jouself reg daarvoor, kry die fisiese en die psigiese voorbereiding reg vir dit. Want op die einde van die dag, die fisiese voorbereiding, sal nou maar goed wees soos jou tente, kry maar as jy kan, een van hierdie, materiaaltente in plaas van hierdie plastiese tente, as jy die vermoë het geldelik, ek noem dit sommer chopper tente, hulle is baie beter kwaliteit en sal ook baie langer hou. Ons het al 'n paar eksperimente gedoen waar hy staan vir jare, en daar's nie enige drama met hulle nie. Die ander tente hou so 3 na 4 maande, as jy hom net los. So, mense hou dit maar in gedagte, dis een van die goeters waarna jy sal moet kyk. Die psigiese aspek, maak jouself reg as jy nie gewoond is om buite te werk en goede te doen nie. Begin maar in jou tuin, in die stad, sorg dat jy elke Saterdag of Sondag, watter dag nou ook al vir jou beter is oor die naweek of Vrydag, gaan werk maar bietjie in jou tuin, bietjie in die son. Sorg dat jy bietjie son kry, sal sommer goed wees ook vir jou. En jy weet, gaan besef wat is dit wat vir jou voorlê. Ons sit in 'n situasie, in 'n tyd, in 'n land waar elke dag 'n seëning is. Nou dit moet anyway 'n seëning wees, maak nie saak watter tyd jy in leef nie, maar hierdie tye waarin ons nou leef is baie opwindende tye, want goed is aan die gebeur en ek dink sisteme is aan die val. So hou dit maar in gedagte, jy weet, dat jy moet dalk uit jou comfort zone uit moet beweeg en iets niets moet probeer en doen. Het is nogal belangrik om daarna te kyk, voor te berei vir dit, en gaan doen die navorsing, kyk wat se praktiese aspekte kan jy nou kyk. Jy kry goed soos windbrekers wat jy kan opstel vir jou tent. Dit werk, verseker, maar hulle hou ook nie vreeslik lank nie, want die wind, soos ek sê, dis nie waar jy 'n gebou het wat die wind bietjie breek of so nie. Die wind begin daar ver en hy hardloop regdeur. Dit is nou maar die realiteit. So mense, dis maar iets wat ek sal voorstel, julle na kyk. Soos ek sê, ons sal bietjie verder uitbrei oor die elemente, as ook om bietjie te praat oor die, jy weet, die ommeswaai wat ek dink vir ons voorlê. Okay, julle moet 'n wonderlike dag hê.